Om bateverkope te verstaan, moet 'n mens eers die T-rekening van bateverkope kan verstaan. Die T-rekening van bateverkope word gedoen om te bepaal of het die besigheid 'n wins of 'n verlies gemaak met die verkoop van hierdie bate en wat is die opbrengs wat ons gebank het met die verkoop van hierdie bate. Daar is 5 stappe wat ons gaan gebruik om bateverkope T-rekening te beantwoord, waar stap 1 sê bereken die waardevermindering op die bateverkoop. Om dit te bereken, is daar 2 metodes hoe waardevermindering bereken kan word. Ons het die reguitlyn metode of die kosprysmetode, wat hulle ons die kosprys gee, hulle gee ook vir ons die persentasie, en dan kan ons ook uitwerk wat is die maande in gebruik in die huidige finansiële jaar. Dan kan ons daai sommetjie daarso doen en ons kan die waardevermindering kry vir hierdie finansiële jaar. En dan het ons ook die verminderde saldo metode, wat hulle of die draewaarde vir jou kan gee, wat jy dan net die draewaarde daar kan sit, maal met die persentasie op 100, maal met die hoeveelheid maande in gebruik in die jaar op 12. Wat hulle ook kan doen is hulle kan vir jou die kosprys gee en dan moet jy die opgehoopte waardevermindering gaan bepaal deur die waardevermindering van elke jaar vanaf ons die bate gekoop het bymekaar te tel en dan af te trek by die kosprys. Okay. En dan wanneer hulle nou byvoorbeeld vir jou sê verminderde saldo metode of die reguitlyn metode en jy het 'n bateregister, dan ja, die bateregister toon die bates teen die draewaarde. En as jy dan die draewaarde het, maar jy werk byvoorbeeld met die reguitlyn metode waar jy die kosprys skoor, dan gaan jy net sê draewaarde, jy sit die bedrag in wat hulle vir jou gee, jy sit kospryse plek X in en jy gee die waardevermindering tot op daai datum en dan sit jy dit in. Dan bepaal jy jou kosprys. Okay, so nou dat ons verstaan hoe om die waardevermindering vir hierdie finansiële jaar te bereken, nou is stap 2, dra oor die kosprys na jou bateverkope T-rekening toe. So jy gaan jou kosprys, jou volle kosprys, nie jou draewaarde of enigiets, jy gaan kosprys gaan bepaal en dan gaan jy kosprys aan die debietkant sit in bateverkope en dan gaan jy jy kry hom gewoonlik of hulle gee hom vir jou in die teks of jy gaan kyk in jou proefbalans, dan sal hy ook daarso staan. As jy dan jou kosprys gepos het, sê stap 3 vir ons, dra die opgelope waardevermindering oor. So hierdie is opgelope waardevermindering. So die opgelope waardevermindering in die bateverkope T-rekening is die vorige jaar se waardevermindering plus hierdie huidige finansiële jaar se waardevermindering. So stap 1 het gesê ons moet bepaal wat is die waardevermindering vir hierdie finansiële jaar en dan gaan ons nou daai waardevermindering vir hierdie finansiële jaar plus met al die opgehoopte waardevermindering van al die vorige finansiële jare tot op die datum van verkope. Okay, so dan gaan jy ook net kyk wat se metode is dit hierdie huidige finansiële jaar. Jy gaan die byvoorbeeld ons het hom Desember verkoop en ons finansiële jaar eindig in Februarie. So dan het ons hom vir 10 maande gebruik in hierdie huidige finansiële jaar. So dan gaan jy 10 maande se waardevermindering gaan uitwerk in hierdie finansiële jaar en jy gaan die opgehoopte waardevermindering van die vorige finansiële jare bymekaar tel en dan gaan jy almal bymekaar tel en pos in opgehoopte waardevermindering. As jy jou opgehoopte waardevermindering gepos het in jou bateverkope T-rekening, is stap 3 klaar. Dan gaan ons aangaan na stap 4. So stap 4 is teken jou opbrengs aan. So om jou opbrengs aan te teken, gaan jy moet kyk wat het gebeur. Het ons hom verkoop vir kontant? Het ons hom ingeruil dat hy krediteure is? Het ons die bate verkoop op skuld? Het die eienaar die bate onttrek uit die besigheid uit of het ons hom geskenk vir byvoorbeeld 'n plaaslike skool? Sodra jy jou opbrengs in jou T-rekening aangeteken het, dan is jou stap 4 ook klaar en dan is dit net tot waar jy nou gaan. Dan moet jy nou gaan kyk, okay, so jou opgehoopte waardevermindering plus jou opbrengs hierso gaan vir jou waarde gee. En dan gaan jou kosprys aan hierdie kant vir jou ook 'n waarde gee. Dan kyk jy, as jy sê opgehoopte waardevermindering plus die opbrengs, dan kyk jy wat is die waarde en jy kyk die kospryse se waarde. Dan kyk jy wat se kant, is die debietkant groter, is die kredietkant groter. As die debietkant groter is, beteken dit dat hierso kort 'n bedrag sodat hier op die einde gelyk is aan mekaar. So as hierdie kant 'n bedrag kort, dan weet ons dit is 'n verlies met die verkoop van die bate. En dan as die kredietkant meer is as die debietkant, dan weet ons okay, maar aan die debietkant kort daar nog 'n bedrag sodat hierdie onderste bedrag gelyk is aan mekaar, dan weet ons okay, dis 'n wins met die verkoop van die bate. Okay, so as jy jou wins of jou verlies met die verkoop van hierdie bate bereken het, dan is jou bateverkope T-rekening klaar. Dan is die tweede stap na bateverkope, gaan dit wees, nou moet jy gaan pos jou wins en vir jou verlies. Dat jy moet gaan pos, wat is jou wins en jou verlies in jou inkomste staat en dan moet jy jou waardevermindering van hierdie huidige finansiële jaar. So jy moet jouself nie met mekaar maak en vat hierdie hele bedrag hierso gaan pos in waardevermindering in jou uitgawes, by jou uitgawes nie. Jy moet slegs die gedeelte vat
wat in hierdie huidige finansiële jaar se waardevermindering is en dit moet jy gaan pos. So wat ons byvoorbeeld gesê het van die finansiële jaar einde is in Februarie, ons het hom verkoop in Desember, dan weet ons okay, so daar's 10 maande wat ons hom gebruik het. Okay, en dan gaan ons hom nou gaan pos in ons uitgawerekening by waardevermindering. En ja, dan het jy al jou goederes hier gepos en dan sal jy bateverkope kan verstaan. In hierdie voorbeeld lees ons: die jaareinde is 28 Februarie 2024. Ons verkoop 'n voertuig met 'n kosprys van R500.000. Ons het hom aangekoop op 1 Maart 2020 en ons verkoop hom weer op 30 Augustus 2023. Die waardevermindering word eerstens afgeskryf op 20% op die verminderde saldo metode. Die opbrengs vir die verkope is R60.000. Die eerste stap wat ons gaan volg is, ons wil die waardevermindering van die huidige finansiële jaar kry. Om dit te doen, moet ons die waardevermindering van al die ander jare kry. Ons werk hierso met die metode van die verminderde saldo. Ons het hierdie bate vir 3 jaar gebruik en dan vir 6 maande in ons huidige finansiële jaar. Ons gaan dus sê, R500.000 maal 20% gee vir ons R100.000. Dan wil ons die draewaarde kry. So ons gaan sê die kosprys minus die waardevermindering maal 20% is gelyk aan R80.000. Ons gaan weer eens sê vir die derde jaar R500.000 minus R100.000 minus R80.000 maal 20% gee vir ons R64.000. Dan vir ons laaste jaar het ons hom slegs vir 6 maande gebruik. So ons gaan sê R500.000 minus R100.000 minus R80.000 minus R64.000 maal 20% maal 6 op 12. En dit gee vir ons R25.600. Ons stel dan al daai waardevermindering bymekaar en skryf dit aan die kredietkant as opgehoopte waardevermindering. En dit gee vir ons R269.600. Die tweede stap wat ons gaan volg is, ons gaan die kosprys uithaal. So, ons gaan die kosprys aan die debietkant sit en ons sit R500.000 in. Die opbrengs wat ons gekry het op hierdie bate was R60.000. Dit gaan sit ons aan die kredietkant en ons gaan sit hom daarso in. Dan wil ons weet of het ons 'n wins of 'n verlies gemaak met hierdie verkope. So ons gaan sê, ons wil die draewaarde kry. Ons wil weet wat is die bate huidiglik werd. So ons gaan sê die kosprys wat R500.000 is, minus die opgehoopte waardevermindering wat R269.600 is. Ons kry dan ons draewaarde daar in ons sirkelbedrag en dit is R230.400. Dan wil ons kyk, het ons 'n wins of 'n verlies gemaak. Ons bank wat ons opbrengs is, het ons R60.000 vir hierdie bate gekry. Ons bate is huidiglik R230.400 werd. Met ander woorde, ons het 'n verlies gemaak van R170.400. Die volgende voorbeeld gaan ons werk met die kosprysmetode. Ons gaan ook nou 'n opbrengs hê van R200.000 en nie meer R60.000 nie. Die stappe gaan wel dieselfde bly. Eerstens gaan ons gaan kyk wat is die waardevermindering wat ons in die huidige jaar gebruik het. Ons gaan dit kry deur te sê wat is die vorige jare se waardevermindering. So, ons gaan sê, omdat ons met die kosprysmetode werk, gaan ons met die werklike prys wat ons die bate aangekoop het mee gebruik. So ons gaan sê R500.000 maal 20% gee vir ons R100.000 en dit gaan ons vir 3 jaar doen. Omdat dit die kosprysmetode is, gaan die waardeverminderinge vir die jaar dieselfde bly. Dit gaan konstant bly. So ons gaan dit vir die eerste 3 jaar doen en vir die 4de jaar gaan ons sê R500.000 maal 20% maal 6 op 12 is gelyk aan R50.000 en dit is omdat ons hierdie bate vir slegs 6 maande in hierdie jaar gebruik het. Ons stel al hierdie waardevermindering op en ons kry R350.000. Die R350.000 gaan sit ons by opgehoopte waardevermindering aan die kredietkant van ons bateverkope rekening. Tweedens gaan ons gaan sê, ons sal ons kosprys uithaal. So ons gaan die kosprys, die R500.000 aan die debietkant gaan sit. Dan wil ons sê, wat is ons opbrengs? Ons opbrengs gaan ons bank wees en die bank gaan ons gaan sit aan die kredietkant en dis R200.000. Dan wil ons sien of het ons 'n wins of verlies gemaak. Om dit te doen moet ons kry wat is die draewaarde van hierdie bate. So ons wil weet wat is die bate werklik nou werd in hierdie jaar.
wat ons hom nou gaan verkoop. So ons gaan sê kosprys minus opgekoopte waardevermindering, so ons gaan sê 500.000 minus 350.000 en dit gee vir ons 150.000 wat daar in ons sirkelbedrag is. Ons het by die bank R200.000 wat dit is die prys wat ons ontvang het, die geld wat ons ontvang het vir die bate wat ons verkoop het en hy is werklik R150.000 werd. Met ander woorde, ons het R50.000 se wins gemaak. Die volgende voorbeeld kom uit 'n matriek 2024 vraestel uit en ons wil graag slegs die III van hierdie vraestel doen. So die 3 I's, julle sal sien hy is onder kosprys en hy is teen verkope teen draewaarde. Het ek hom vir ons gehighlight daarso. Ons gaan lees, die waardevermindering is 20% op die verminderde saldo metode. Dan gee hulle ook vir ons 'n uittreksel uit die bateregisterrekening ten opsigte van toerusting verkoop. Die kosprys van hierdie toerusting wat ons verkoop het is R80.000. Ons het dit aangekoop op 1 September 2021 en ons het dit weer verkoop op 31 Mei 2023. Ons verkoop dit vir R53.000, so dit is die geld wat ons gaan ontvang. En hulle gee dan vir ons die draewaardes van die 3 jare. So hulle sê, in ons eerste jaar, wat 28 Februarie 2022 is, gee hulle ons 'n draewaarde van R72.000. En dan die tweede jaar, 28 Februarie 2023, gee hulle ons draewaarde van R57.600. So eerstens gaan ons moet gaan uitwerk, wat is Mei 2023 se draewaarde en dan gaan ons nou ons bate verkoperrekening doen. Okay, so in hierdie oefening, net soos in die ander, gaan ons uitwerk wat is ons waardevermindering. So in die eerste jaar gee hulle vir ons draewaarde. Die formule om jou draewaarde te kry is die kosprys minus die waardevermindering gee vir ons draewaarde. So nou gaan ons net so 'n lekker X-sommetjie doen en dit net so 'n bietjie omdraai en dan gaan ons sê ons kosprys minus ons draewaarde gee vir ons waardevermindering. So ons gaan sê 80.000 minus 72.000 gee vir ons 8.000 wat dan ons waardevermindering in ons eerste jaar is. In ons tweede jaar gee hulle ook vir ons draewaarde. En om daai draewaarde te gekry het hulle gesê die eerste jaar se draewaarde minus die waardevermindering gee vir hulle die tweede jaar se draewaarde. So dis hoe ons die waardevermindering gaan uitwerk. So ons gaan sê 72.000 minus 57.600 gee vir ons 14.400. Dan in ons derde jaar wil ons ook uitwerk wat is ons waardevermindering. Ons is tans hierso besig met die verminderde saldo metode en 20%. So ons gaan sê ons soek die draewaarde want dit is wat die verminderde saldo metode beteken. Ons wil die draewaarde gebruik. So ons gaan sê die 57.600 maal 20% maal 3 op 12, want ons het hom net vir 3 maande in hierdie jaar gebruik. En dit gee vir ons 2.880. Ons gaan al hierdie waardeverminderinge bymekaar tel en dit gaan vir ons opgehoopte waardevermindering gee, wat ons dan aan die kredietkant gaan sit en dit is R25.280. Dan wil ons kosprys gaan insit, of ons wil hom eintlik gaan uithaal en dan in ons bateverkoperrekening gaan insit. So ons gaan sê die 80.000 gaan ons dan nou daar aan die debietkant van ons bateverkoperrekening gaan sit. Dan wil ons kyk wat is ons opbrengs. Hulle het vir ons gesê ons opbrengs is 53.000. Dit is wat ons in ons bank gaan kry. Dis wat ons omteen verkoop het en dit gaan ons dan as bank inskryf aan die kredietkant van ons bateverkoperrekening. Dan wil ons kyk of kry ons 'n wins of 'n verlies met hierdie verkoop van hierdie bate. So ons wil weet wat is die draewaarde van hierdie bate wanneer ons hom verkoop. So om dit te kry gaan ons sê die kosprys minus die opgehoopte waardevermindering wat dan vir ons R54.720 gee wat daar in ons sirkelbedrag is. Dit is wat ons bate huidiglik werd is. So ons het, dit is ons bate se waarde op die oomblik. En ons kry in ons bank R53.000. So dis hoeveel hulle ons betaal vir ons bate wanneer ons hom verkoop. So ons wil weet, maak ons 'n wins of 'n verlies en duidelik daarso maak ons dan 'n verlies van R1.720. In hierdie vraag wou hulle net geweet het, wat is die draewaarde van die toerusting wat verkoop is. So dit sou net daai sirkelbedrag gewees het, wat die R54.720 gewas.